Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 38 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. Maar voor ons begin, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en die krag en die lewe wat in u woord is. Dankie Here dat ons u woord kan bestudeer en dat daai krag en daai lewe kan deel word van ons lewe, dat u waarheid ons kan kom vrymaak. Dankie ook vir die waarheid wat ons dan vandag gaan leer uit u woord uit. Mag ons harte en ons gedagtes ontvanklik wees vir dit wat u ons wil leer. In Jesus naam. Amen. Blaai saam met my na Efesiërs 5. Ons begin hier by vers 22, wat 'n baie bekende gedeelte is, waar die woord ons leer van die huwelik. Maar hier is ook iets anders wat die woord ons hier leer, en dit is dat die huwelik 'n tipe of 'n prentjie of 'n beeld van Jesus en sy kerk is. Jy sien dit herhaaldelik in elke vers. Kyk saam met my. Ons begin by vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Jy sien, hy tref die vergelyking. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos julle aan Jesus onderdanig is, wat ook julle man is. Vers 23. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Hier is dit weer. Die man wat die hoof is van sy vrou, is 'n voorbeeld van Jesus, wat hoof is van sy kerk. Vers 24. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Sien jy die gemeenskaplike draadjie wat hy aanhoudend deurweef, dat die gemeente die bruid van Christus is. Kyk wat sê in vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Hier is dit weer. Manne, ons voorbeeld moenie ander mans wees nie. Ons moenie simpel afkrakende en neerhalende grappe oor ons vroue maak, net omdat ander mans dit doen nie. Nee, ons voorbeeld moet Jesus wees, en spesifiek hoe Jesus sy kerk liefhet, en hoe Jesus teenoor sy kerk optree. Dit moet ons voorbeeld wees. Ons moet bereid wees om die spreekwoordelike boele te vat vir ons vrouens. As ander mans neerhalende grappe oor hul vrouens maak, neem 'n standpunt in, en wees bietjie mans genoeg om te sê, ek kan nie saam met julle lag nie, want my vrou is nie so nie. Ja, maar jy weet nie hoe's my vrou nie. Sy's geen engeltjie nie. My ou, weet jy hoe was jy toe Jesus vir jou sy lewe gegee het? Wat het jou gekry om aan hom oor te gee? Het jy jou lewe vir Jesus gegee omdat die wet jou vertel het hoe sleg en useless jy is? Of was dit toe jy Jesus se sagte liefde ervaar het? Toe jy besef het hy het sy lewe vir jou gegee? Laat dit jou voorbeeld wees van hoe jy jou vrou gaan lief hê en koester en beskerm in die toekoms. As jy haar in elke opsig liefhet soos Jesus jou liefhet, kan ek jou beloof, het jy binnekort 'n heeltemal 'n ander vrou. Hou op om jou vrou te probeer verander. Hierdie teks sê nie jy moet haar lief hê wanneer sy perfek is nie. Hy sê jy moet haar lief hê soos Jesus sy gemeente liefhet, in oorgawe, terwyl hulle nie perfek is nie. Maar dan gaan hy aan in vers 26 met, om dit, en dit is sy kerk, om die kerk te heilig, nadat hy dit, sy gemeente, gereinig het met die waterbad deur die woord. En hier wil ek net vir 'n oomblik ons topik verander om iets anders te verduidelik. God gebruik nie teëspoed en siekte om jou te heilig nie. Hier staan duidelik, Jesus heilig jou deur sy woord. Ek lees net weer. Om dit sy gemeente te heilig, nadat hy sy gemeente gereinig het met die waterbad deur die woord. Kyk wat sê Jesus in Johannes 15 vers 3. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hier sê Jesus self, sy woorde maak ons rein. Nie teëspoed en onheil en siektes nie, sy woord.
In Johannes 17 vers 17 is Jesus besig om te bid, net voordat hy verraai en gekruisig sou word. Dan bid hy hierdie woorde tot God: Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Dis die waarheid van God se woord wat ons heilig. As dit siekte en ongeluk en probleme in teëspoed was, sou Jesus hier gevra het: leer hulle om heilig te word deur die siektes wat u op hulle sit. Maar dis nie wat hy bid nie, want dis nie God wat siek maak nie, nommer 1. En nommer 2, dit is nie hoe God jou heilig en rein maak nie. Nee, hy doen dit deur sy woord. Hoor wat sê 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Alles is in die skrif wat ons nodig het om ons te leer, om ons reg te wys en om ons toe te rus vir alles wat God vir ons voorberei het. Dis alles in die woord en sy woord is al wat jy nodig het. Ek sê weer, God maak jou nie siek om jou te straf of om jou iets te leer nie. Alles wat jy nodig het om heilig te wees is in die woord. Alles wat jy nodig het om volkome te wees is in die woord. Ons moet net leer om die nodige gesag en autoriteit aan die woord toe te skryf. Ons gee soms meer gesag aan ander se woorde en aan predikers se woorde en opinies as wat ons aan die woord van God gee. Maar kom ons keer terug na Efesiërs 5 en kom ons spring na vers 32 toe. So ons het nog die hele tyd gesien hoe dat die woord hier van vers 22 af die vergelyking vir ons tref tussen die huwelik en die verhouding van 'n man en sy vrou met die van Jesus en sy kerk. Dan kom sy dit prompt uit in vers 32. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Watter verborgenheid praat hy van? Die verborgenheid dat die huwelik 'n tipe is van Christus en die gemeente. En let wel, Jesus en die gemeente is nie 'n tipe van die huwelik nie. Die huwelik is 'n tipe, 'n skadu, 'n voorbeeld van Jesus se verhouding met sy gemeente, sy bruid. Ek en jy, as wedergebore kinders, is die bruid van Jesus. Dis deel van ons identiteit. Bruid van Christus. Ons is nie 'n wannabe bruid nie. Ons probeer dit nie wees nie. Ons streef nie daarna of strek onsself uit daarna nie. Ons is die bruid van Jesus. En al die voordele wat daar moontlik kan wees om die bruid te wees van die Alfa en die Omega, is joune. Almal. Hy het jou reeds eerste lief gehad. Hy het reeds homself vir jou oorgegee. Hy beskerm jou, hy bedek jou, hy voorsien vir jou, hy genees jou. Hy leef met sy volheid in jou, want hy is die beste van die bestes van bruidegomme, wat daar nog ooit in die geskiedenis was. Here Jesus, dankie dat u woord ons leer, dat u is ons bruidegom en ons is u bruid. Dankie dat u die beste bruidegom is, wat daar nog ooit was. Dankie dat u woord ons heilig, en dat u woord ons bekragtig en bemoedig, om die beste bruid te wees, wat ons moontlik kan wees vir u. Dankie Here, dat u so amazing is. Ons gee nie al die lof en die eer tot in ewigheid. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind en met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Ons het ook 'n YouTube kanaal met die naam van In Jesus Ministry en ons het ook 'n podcast onder In Jesus Bybelstudie. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.